Welkom aan almal wat vanaand saam met ons inskakel. Kan jy glo dat ons reeds halfpad deur die jaar is? En dit beteken ons is ook halfpad deur ons 1 jaar Bybel. Miskien het jy nog nie begin nie, of dalk het jy iewers langs die pad agtergeraak. Die goeie nuus is vandag is die perfekte dag om te begin. Jy hoef nie vir volgende week, volgende maand of vir volgende jaar Januarie te wag nie. Begin eenvoudig waar ons is en reis saam met duisende ander gelowiges deur God se woord. Die oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, is ontwerp om jou elke dag deur die Bybel te neem. Met QR-kodes wat jou direk na die daaglikse boodskap en voorlesing lei. Jy kan jou Bybel vandag kry by raymondlombard.com of by enige toonaangewende boekwinkel in Suid-Afrika. Die beste tyd om die Bybel te begin lees was gister. Die tweede beste tyd is vandag. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord en dit wat nou gaan volg. Ons is besig met Esegiel en ek wil hoofstuk 15, 16, 17 nou met jou behandel, omdat daar 3 dinge is wat in elkeen van die hoofstukke geweldig prominent na vore kom. Jy mag jou baie verbaas as jy sien waar gaan hierdie boodskap heen vanaand, want dit lyk so, waar kom dit vandaan as jy in Esegiel 15, 16, 17 lees. Die probleem was, Esegiel praat met horende dowe, siende blinde mense. Hulle hoor en hulle hoor nie. Hulle sien en hulle sien nie. Hulle weet en hulle weet nie. Kom ons lees hoofstuk 15. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, wat is die hout van die wingerdstok meer as al die hout? Wingerd, drank, wat onder die hout van die bos is. Word daar hout van geneem om vir 'n stuk werk te gebruik? Of neem 'n mens daar 'n pen van om allerhande goed aan op te hang? Kyk, dit is aan die vuur oorgegee om verteer te word. As die vuur sy 2 engte verteer het en sy middelste stuk geskroei is, sal dit deug vir 'n stuk werk. Kyk, toe dit heel was, kon daar niks van gemaak word nie. Hoeveel minder as die vuur dit verteer het en dit geskroei is, sal daar dan nog iets van gemaak kan word. Daarom, so sê die Here, soos die hout van die wingerdstok is onder die hout van die bos, wat ek aan die vuur oorgegee het om verteer te word, so het ek die inwoners van Jerusalem oorgegee. En ek sal my aangesig teen hulle rig. Uit die vuur het hulle voortgekom en die vuur sal hulle verteer. En julle sal weet dat ek die Here is, as ek my aangesig teen hulle rig en die land 'n wildernis maak. Omdat hulle troubreek begaan het, spreek die Here, ander woorde, Adonai Jahwe se woord. Vader, seën hierdie woord ook in ons harte. Geef vir ons 'n opmerksame hart, 'n geoefende oor, 'n oog om te sien en 'n oor om te hoor. Asseblief, Here, in Jesus naam. Amen. So, Esegiel is nog steeds in Babylon. En hy praat met die mense daar in Babylon oor wat die Here sê wat daar in Jerusalem gaan gebeur. Want die volk het troubreek teen die Here begaan. Hulle staan skuldig voor die Here, die mense van Jerusalem. So hoofstuk 15, 16 en 17 is daar 3 boodskappe wat ek wil saamflans in die 3 hoofstukke aan mense wat moeilik hoor. En hy gebruik woorde en beelde
om hulle aandag te trek. Ek het daar by my, het so 'n houtkassie, naby my vuurherd, en ek het verlede jaar 'n klomp wingerdstokke gekoop en daarin gegooi. En ek gebruik dit om so 'n bietjie die vuur in die koue winter aan te blaas en dit bietjie aan die gang te kry. Wanneer ek die groot stukke hout wil insit, dan gooi ek nou daai wingerd stompies daarin. Ek weet nie wie van julle het al ooit in jou lewe 'n wingerd stompies gekoop, of jy enigstens weet, ons wat hier in die Kaap bly behoort om ten minste te weet. En dan sny hulle dit nou op, en wanneer dit droog is, dan word dit verkoop. Jy kan met daai hout absoluut niks doen nie. Dit is net goed vir die vuur. Jy kan nie 'n kapstok maak nie, jy kan nie 'n stuk meubels maak. Jy kan niks daarmee doen nie. Ek het nog nooit in my lewe gesien dat iemand enige iets positiefs en goed kon maak uit wingerdstokke uit nie. Uit die ranke en dit wat gegroei het en wat verdroog het nadat dit afgesny is. Dis goed vir niks. Dis net brandhout. Dis al wat dit is. En wat Jesegiel doen is, hy sê vir die volk, wat kan jy maak met hout? Jy kan niks met dit maak. Wat met die Here maak met hierdie volk? Hy kan niks met hulle maak nie. Hulle wil nie hoor nie. Hulle is soos die hout. Nee, die hout van die wingerdstok, dis bestem vir die vuur. Of jy moet dit weggooi of jy kan dit ten minste net vuur maak. Die enigste wat jy kan doen is jy kan dit net verbrand. En nou gaan hy so ver, hy sê, jong, maar as jy nou so 'n stuk hout vat en die twee ente gebrand en die middel nog geskroei, hy sê, wat maak jy dan met hom? En jy nog minder met hom, maar dit is amper net as. Dis niks. Dit is absoluut niks werd. Nou, dis nou 'n manier om iets te beskryf wat niks werd is. As jy dit nou wil weet. So, hy praat hier in hoofstuk 15 oor die nuttelose stuk wingerdstok, die hout. Volgende hoofstuk praat hy oor die ontroue vrou Israel. En dan beskryf hy haar nou weer as 'n vrou. Want die Here gebruik die beeld van 'n wingerdstok vir Israel in die Bybel, en hy gebruik die beeld ook van 'n vrou wat met God getroud is, en vrou wat die pad byster geraak het en gaan oreer het en afgode begin dien het en ander minnaars gekry het en hulle het ander gode begin lief kry, die Baals en die Astartes en die Milkons, en hulle neergebuig en vir hulle wierook laat opgaan en vir hulle priesters en profete aangestel, en die Here sê, dit gaan nie by hom af nie, en dit gaan nie so werk nie. En dan in hoofstuk 17, baie treffend, gebruik hy 'n beeld van 2 arende en 3 uitlope of uitspruitsels. Nou, want ek wil met jou iewers heen gaan met hierdie 3 hoofstukke, en jy sal verstaan, as ek by die einde kom. So, kom ons vestig ons aandag op hierdie beelde, maar Israel se verweer is, hulle het eintlik 'n saak met die Here van hulle kant af. Hulle voel as 'n volk, as jy so lees deur Jesegiel en deur die profeteboeke, die mense het iets te sê vir die Here, asof hulle iets te sê het. En hulle klagte is van die volk se kant af, dat die Here sy verbond verbreek, want hoekom beskerm die Here hulle nie? Hoekom bewaar hy hulle nie hoekom het hy nie Samaria en die noordelike koninkryk bewaar teen Assirië nie? Hoekom bewaar hy hulle nie teen ander volke wat hulle vertrap en verwoes en verniel? En nou die Babyloners wat al hier was, en 'n klomp mense weggevoer het. Dis die Here wat hy doen wat hy beloof het, want hulle let mos die profeteboek, en die profeteboek sê, vir ewig sal daar iemand wees wat sit op die troon van Dawid. So, omdat die Here gesê het, daar sal vir ewig iemand op die troon van Dawid sit, en Samuel, daar sal altyd iemand in Jerusalem op die troon sit. Wat se stories is hierdie Jesegiel vir ons te vertel? Die volk gaan in ballingskap. Ons ken die woord. Die woord sê vir ons, daar sal altyd 'n koning wees. Vir ewig sal ek my huis vestig in Jerusalem. Jerusalem sal altyd staan. Die tempel sal altyd staan. Wat se spookstories is dit en wolhaar stories van julle, van jou en van Jeremia? En wat het julle te sê? Jy, Jesegiel en Jeremia. Want Jeremia is in Jerusalem en hy praat daar met die volk baie ernstig.
Esegiel is hier in Babel, hy praat ernstig. Nee man, ons het die skrifte, ons het 'n woord van die Here. Die Here sal nie sy verbond verbreek en sy beloftes nie. Waar kom julle vandaan? Verstaan? Dis die argument van die mense. Ons het hierdie beloftes, ons het hierdie woord, en ons hou dit nou vas. En Esegiel en Jeremia is like, nee, dit werk nie so nie. Julle het die pad byster geraak. En Jeremia het gesê, julle gaan 70 jaar in ballingskap. Dus ja, maar daar is mense ballingskap, maar ons is nog geen Jerusalem, ons is okay. Jerusalem, daar is nog priesters, daar is nog koning Sedekia. Wat gaan jy so te kere? Voor hom was Josia, toe sy seun Joachim, toe kom Joachim, en nou is Sedekia daar. Is altyd 'n koning. Wat is jou storie? Dit is agtergrond. Is ons nie spesiaal nie? Is ons nie die kinders van die Here nie? Is ons nie die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie? Is ons nie getroud met Jahwe nie? Jahwe is ons God. Het ons nie 'n ewige koningskap nie? En so, die profete het swaar gehad. Esegiel en Jeremia. Want hoe praat jy teen sulke goed van die volk? As hulle vir jou sulke goed sê. Want profete het dit moeilik gehad. Hulle het Jeremia sommer gesleep saam met hulle Egipte toe. En toe hy nog daar profeteer, te snel hom middeldeur, saag hom middeldeur, sê van jou wil ons niks weet nie. Ons van jou 'n woord hoor nie. En so en Esegiel, hy sê Here, ek praat met mense wat hulle is hoorende doof en siende blind, hoe moet ek by hulle 'n woord uitkry? Die Here sê vir hom, sê jy maar net wat ek sê. Vir hierdie storie. Hoofstuk 15. Praat met hulle oor die wingerdstok. Nou, ek bedoel, ek en jy weet eintlik baie van die wingerdstok wat ons almal ken, Johannes 15, right? Waar Jesus in die Nuwe Testament sê, maar ek is die wingerdstok en julle is die ranke of die lote, en as julle in my bly, die lote is mos in die wingerdstok en groei uit die wingerdstok uit, solank as wat die loot verbind is, dis mos die loot kry later botte en hy kry blare en uiteindelik dan kom hy en dan hang die druiwe, maar die loot, dis mos nie, die wingerdstok dra mos nie druiwe nie. Dis mos die lote, die ranke, dit dra die druiwe. Nie, as geen wingerdstok wat kan druiwe dra nie, right? Ja, die wingerdstok kan nie. Die wingerdstok aan hom is die ranke wat die druiwe dra. So ons almal verstaan daai beeld, maar in 'n Ou Testamentiese konteks was Israel die wingerdstok. In die Nuwe Testamentiese konteks sê Jesus, ek is die wingerdstok en julle is die ranke. Jy verstaan? So ons verstaan die beeld. Ons het nie 'n probleem met te verstaan nie. Maar die probleem vanuit die Nuwe Testamentiese konteks is Jesus sê, maar as jy nie vrug dra nie, sal ek afsny. Jy wil nie dit hoor nie. En as jy vrug dra, wat sal ek doen? Kom ek jou snoei sodat jy kan meer vrug dra. Jy kan nie wen nie. As jy nie vrug dra, het jy moeilikheid, en as jy vrug dra, het jy ook moeilikheid. Maar ek sê, watter kant jy gaan nie? Nee, so werk die Here met ons almal, om vrug by ons almal te kry, nee. Dis hoe die Here werk. So, wat gaan Jesus doen met die nuttelose ranke, as jy nie vrug dra nie? Jy kan myself Johannes 15 gaan lees, dan sê jy mos nou sien wat sê hy. Hy praat, hy sê dit, dan sit nou goed vir niks, want hy sê daar in vers 5, ek is die wingerdstok, julle die loot, as jy my bly, dra jy veel vrug. Hy sê, maar as julle nie in my bly nie, dan moet julle afgesny word, want daar is nou nie vrug nie. So die beeld van 'n brandende rank is maar eintlik 'n nuttelose, vrugtelose lewe. Die Here soek iets by ons wat hy nie kry nie. Dit is eintlik 'n lewe wat waardeloos vir God is. Beteken niks vir die Here in sy. Daar is kinders van die Here wat so leef. Dit beteken niks vir God in sy werk. Dit is verskriklik. Jou lewe beteken niks. Jy is nie getuie nie. So, en die Here sê, vir wat Israel betref, hy sê, ek gaan alles verbrand. En hy het, soos jy gaan lees in die boek Kronieke, dan sal jy lees in 2 Kronieke 36,
Jerusalem is verbrand. Die paleise is verbrand tot teen die grond. Die huise is verbrand tot teen die grond. Selfs die mense is verbrand. Alles is verbrand. Want dis wat jy met 'n wingerdstok doen. Hy is net goed vir die vuur. Al wat hy voor goed is, gooi dit in die vuur. In hoofstuk 16 gaan die profeet Esegiel aan en hy sê vir die volk, hy sê luister, die Here het 'n probleem. En hy sê so God skokkend in vers 3. Jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hittitiese vrou. Dis nogal om jou goed sleg te sê vir 'n Jood. Kyk, as jy vir 'n Jood sê, jou pa, jou vader is 'n Amoriet en jou moeder 'n Hittitiese vrou, dan het jy moeilikheid. Maar jy kan hom amper nie slegter sê as dit nie. Want vir 'n Amoriet en 'n Hittite het hulle geen nie. Dis al aangrypend. Nou, hierdie is 'n lang hoofstuk. As jy nou tyd het en lees deur hoofstuk 16, ek bedoel hy 63 verse. So, is 'n lang hoofstuk, maar ek kan dit vir jou kort maak as jy wil. Dit gaan net oor 'n stuk geskiedenis van Israel, okay? En die stuk geskiedenis van Israel dui op die roeping van Abraham, waar hy vandaan kom, die verbond van God, hulle afgoderry, en waar hulle nou is. Dis maar eintlik waaroor die hele hoofstuk gaan. Waar julle vandaan kom, julle wortels, waar julle nou is en wat gebeur het. Maar die Here gebruik 'n beeld van 'n baba, wat na die baba gebore is, die vrou, nadat die kindjie in die wêreld gekom het, sê, ek wil nie hierdie kind hê nie. En gooi die kind daar langs die pad, soos by 'n asblik, by 'n ashoop. En wil, dis 'n onwelkome kind. Ek soek nie hierdie kind nie. Dit is soos, dit is erger as abortus. Want jy het gewag totdat die kind gebore is, en nou smyt jy die kind een kant toe, en die babietjie lê daar, in stik, in bloed, verwerp, een kant gelaat. Die Here beskryf dit, hy sê, vers 4, dis ek jou gekry het, toe jy gebore is, toe julle nog niks was nie, kom ek vertel vir julle as 'n volk, toe julle gebore is, hy sê, toe jy gebore is, jou navelstring was nog nie eens afgesny nie. Jy is nie met water gewas nie. Jy is nie eens gewas by jou geboorte nie. Jy is nie met sout ingevryf of doeke toegedraai nie. Jy was nie versorg nie. Geen oog het met jou medelee gehad. Toe jy daar lê, almal het net by jou verbygeloop. Hulle het geweet dis klaarpraat met jou, is Ikabod. Niemand was vir jou jammer nie. Jy is op die oop veld gegooi. Ek bedoel die jakkals en die wilde diere gaan kom en daai kind opvreet. Jy is weggegooi as 'n afskuw vir die lewe. Jy moenie lewe nie. Dis die dag toe jy gebore is. God sê jy vergeet waar kom jy vandaan. Dis die dag wat ek jou gesien het. Sien, toe ek by jou verbygaan, toe kyk ek so. En ek sê vir jou in jou bloed, leef! Ja, dis wat ek vir jou gesê het, die daar in jou bloed lê. Leef! En jy het geleef. Toe word jy 'n mooi jong vrou. In vers 8, en toe ek by jou verbygaan, toe sit die tyd van die liefde. Jy het mooi geword. En toe het ek my vleuels oor jou uitgesprei. Ek het met jou verbond gesluit. Ek het jou met water gewas. Jou bloed het ek afgespoel, met olie gesalf. Ek het jou bekleed met vele klere, skoene van robbevelle, fyn linne. Ek het vir jou sierade, armbande om jou hande gesit, 'n ketting om jou hals. Ek het 'n ring aan jou neus gesit, oorring aan jou ore, pragtige kroon op jou hoof. Ek het jou versier met goud en silwer, klere, fyn linne, fyn meel, heuning en olie het jy geëet en jy was buitengewoon mooi. Jy was 'n mooi vrou. En voorspoedig, soveel sodat jy
koninklike waardigheid bereik. Wow, van dit na dit. Die Here sê, en wat gaan doen jy toe? Toe gaan horeer jy met 'n klomp minnaars. En jy gaan na die afgode toe. Hy sê vers 16, jy het vir jou kleurige hoogtes gemaak. Dis wat hulle mos gedoen het op al die hoogtes, het hulle vir hulle beelde opgerig en dit mooi gemaak. Hy sê in vers 17, jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoreer. Jy het my olie en my reukwerk voor hulle neergesit. En die Here sê, en jy het begin horeer met al hierdie ander afgode. Ander woorde, Israel, jy het ander gode begin aanbid in jou land. Jy het my vergeet, ek die Here jou God. Ek wat jou gevind het, jou gered het, jou gereed gemaak het, jou groot gemaak het. Jy was eens 'n hulpelose baba, nou is jy 'n pragtige vrou, en ek het my oor jou ontferm, ek het jou geklee, ek het al hierdie dinge gedoen, maar wat so sonde het jy gedoen? Jy het my vergeet, jy het jou gewend na ander gode toe, jy het jou man verlaat, jy het geestelike hoerery bedryf, jy het gegaan na Egipte toe, hy noem dit, hy sê, toe stuur jy van jou leiers na Egipte toe, en jy sê vir Egipte, ons sal vir julle geld gee, kom help ons veg teen die Babiloniërs. Jy het selfs gegaan na die Filistyne toe, het jy mense gestuur, en vir die Filistyne gesê, kom help ons. Toe stuur jy mense na Assirië toe, dis alles in die hoofstuk terloops, as jy tyd om dit te lees. Hy sê, toe stuur jy mense na Assirië toe. So jy stuur na al die lande om jou vir hulp, kom help ons, maar jy het nie na die Here toe gegaan nie. Jy het nie jou na die Here gewend. En die Here sê, Israel het God vergeet. Julle het my vergeet. In vers 43 van hoofstuk 16 sê die Here, omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug. Jy vergeet waar ek jou gaan haal het. Vriende, ek wil net vanaand sê, die ene wat ek en jy nooit mag doen nie, ons mag nooit vergeet waar ons eens was. En waar God ons uitgehaal het. We should never forget that. Wanneer dit met jou goed gaan, wanneer jy geseënd is, wanneer jy oorloop van die seëninge van die Here, is jy op een van die gevaarlikste plekke in jou lewe. Ek wil vir jou nou iets sê. Nie alle kinders van die Here kan die seëninge van die Here hanteer nie. Then they lose it. Ek het geld. Kom ons koop vir ons 'n vakansiehuis. Pastoor, ons is Sondag so moeg. Weet, ons werk so hard in die week om die huis te doen. Ons gaan elke naweek bietjie rus. Nie meer in die huis van die Here nie. Wat ek wil sê is, as jy nie weet hoe om die seëninge van die Here hanteer nie, beter dat jy sonder dit is. Anders vat dit jou op 'n ander pad. Jy het vergeet waar jy vandaan kom, vers 45. Jy is die dogter van jou moeder wat 'n afskeid gehad het aan haar man en haar kinders, van 'n Hittitiese vrou en julle vader 'n Amoriet. Wat kom ek jou vertel? Kom die Here dit sê? Hy sê dit 2 keer vir hulle. Wel, as jy enigiets weet van die geskiedenis van Israel, kom ek vertel jou. Abraham is die vader van die hele volk Israel, right? Okay, hoor wat sê die Bybel oor Abraham in Josua hoofstuk 24. Josua roep al die stamme byeen, nou dat hulle in die land Kanaan is, en Josua sê vir die volk, vers 2, luister baie mooi, stay with me now, dis belangrik dat jy hoor wat ek sê. Hy sê in Jesaja 24, in Josua 24 vers 2, so sê die Here, die God van Israel, oorkant die Eufraat, kom ons gaan terug in die geskiedenis, julle is ons nou in hierdie land, maar kom ek vertel vir julle, kom ons gaan terug, toe julle nog ander kant die Eufraat was, ons ander kant die Eufraat, ons was nog nooit ander kant die Eufraat, die Here sê, wag, luister, ander kant die Eufraat, het julle vaders van oudsheer gewoon, julle voorgeslagte, Tera, onthou jy vir Tera? Die vader van Abraham, Abraham se pa, Nahor, sy broer, hulle het ander gode gedien. Abraham se oom en Abraham se pa het ander gode gedien. Hulle het nie die God van Israel geken nie.
Abraham het ander gode gedien, saam met sy ouers. Maar ek het jou vader Abraham van oorkant die Efrat af geneem. Ek het hom daar gaan roep, en toe bring ek hom deur die hele Kanaan. Nou is julle vandag hier sy nageslag. Dit was 'n Amorite, was 'n Hittite. Dis die gode wat sy ouers gedien het en sy voorgeslagte. Toe het ek my in hom openbaar. En ek het met hom 'n verbond gesluit, omdat hy aan my gehoorsaam was. En hy het sy seun gaan offer by die berg Moria. As ek nie my engel uit die hemel gestuur het, engel van die Here geroep het, dan was Isak dood. En ek het hom 'n belofte gegee. En ek het 'n verbond gesluit. En hier is julle nou. En hier is julle in die land. En wat doen julle? Hoe leef julle? Nou sê die Here dan deur Esegiel vir hulle, aan dieselfde hoofstuk 16, hy sê vir hulle, luister, wat ek julle vertel, hy sê, Samaria, wat weggevoer is deur die Assiriërs, het nie soveel sonde gedoen soos Juda en Jerusalem nie. Sodom en Gomorra en Samaria lê aan die linkerkant. Sodom en Gomorra lê aan die regterkant. Dit is presies so. As jy staan in Jerusalem, Samaria is jou linkerkant en Sodom se regterkant. Presies so. Ek was baie daar. Ek weet dit. Ek ken geografie, glo my. Hy sê Sodom het minder sonde gedoen as julle. En ek bedoel, die Here het vuur in swaal uit die hemel uit laat reën oor 'n goddeloosheid. Want jy sien, hierdie mense het alles gehad. Hulle het die wet gehad, die wetboeke, die openbaring van die Here. Hulle het 'n Bybel gehad. Hulle het die 613 wette ingesluit, die 10 gebooie van Moses gehad. Hulle het 'n tempel. Hulle het die Shekinah glorie gehad. Hulle het die ark van die verbond. Dit het Samaria nie gehad nie. Dit het Sodom nie gehad nie. Maar julle het dit, Juda, Jerusalem, dis hier by julle. Die tempel is hier, so alles is hier. Sê hy, as God vir Samaria geoordeel het, as God vir Sodom geoordeel het, dink julle hy gaan nie vir Juda oordeel nie. Here sal Juda ook oordeel. Dis aangrypend. En nou kom hy in my laaste hoofstuk wat ek met jou oor wil praat, hoofstuk 17. Hy sê, ek wil julle 'n storie vertel oor 2 arende en 3 uitspruitsels. Soos ranke. Dis 'n gelykenis, 'n allegorie is 'n gelykenis. In ander woorde, ek gaan iets gebruik as 'n beeld van iets anders. Dis 'n allegorie. Dis 'n vergelyking tussen iets. Ek sê iets, maar ek bedoel iets anders. Dit spreek van iets anders. En hy sê, die 2 arende staan vir 2 koninkryke en die 3 uitspruitsels staan vir 3 konings. En hy sê, ek gee vir julle raaisel, vers 2. Dis nou hoofstuk 17. Hy sê, mensekind, gee 'n raaisel op aan die huis van Israel en gee vir hulle hierdie gelykenis. So, dis 'n enigma raaisel. Ek vertel julle van 2 arende en 3 uitspruitsels. Wil julle hoor, sê Esegiel vir die manne wat daar voor hom sit, die oudstes daar, die vlaktes van Babel. Hulle is ene ore, hulle wil hoor wat Esegiel te sê het. Hy sê dat daar was hierdie een arend, vers 3. Die eerste ene, groot arend met groot vlerke, lang vlerke, vol vere, veelkleurig. Hy het na die Libanon gekom en die top van die seder weggeneem. Die eerste uitspruitsel. Die top van die seder. Heel bo, hy puntjie, hy boonste takkie, hy enetjie wat so uitkom. Die arend het hoog gevlieg tot bo by die boom
en toe daar hoog in sy takke by die heel boonste punt gaan sit, sny die steegie wat so uitkom, en hy pik hom af. Sê, dis wat hier gebeur het. Nou ek en jy weet, dat die sederboom verteenwoordig die linie van Dawid uit die gelykenis uit, want as jy die hele gelykenis lees, gaan jy agterkom wat gaan aan. En Nebukadneser was die eerste groot arend, dis wat hy gedoen het. Want hy het van Juda mos 'n vasal gemaak. Wanneer 'n koninkryk 'n vasal van 'n ander koninkryk gemaak het, is 'n baie interessante Afrikaanse woord, vasal. Vasal beteken dat jy kan aangaan in jou land en jou land regeer, okay? Dit is amper soos Rome was eintlik 'n imperialistiese koninkryk, dit was anderste. Babylon in die begin was nie so nie, maar Rome was 'n imperialistiese staat. Die verskil tussen 'n vasalstaat, 'n imperialistiese staat, okay, hier is die storie. Imperialistiese staat beteken ek is hier, maar ek stuur my mense om by julle beheer te kom uitoefen oor julle land, en julle moet onderdanig wees. Soos Herodes was nou daar terwille van Rome, en hy moes maar net spring en dans na wat hulle sê, Rome. In die geval van koning Nebukadneser, het hy vir Juda ingeval, hy het nie die stad ingeneem nie, maar hy het Juda gekom, hy het 'n klomp mense weggevoer, Daniël, 'n klomp van die koning, Asaria, en sy vriende, Abednego hulle, en Esegiel, en nog 'n paar duisend mense, 10.000 van hulle daar gehad, hulle almal, hulle is nou daar. En hy sê vir die koning wat in Jerusalem is, jy kan hier bly, regeer jou land, maar betaal my belasting. Okay? Jy is belastingpligtig. Dan is jy vasal koninkryk. Jy moet belasting betaal aan die ander. Jy kan aangaan in jou land, jy kan regeer soos jy wil, maar be careful, betaal jou belasting aan ons, of ons kom val julle in, en slat julle mense dood en verwoes julle plek. Later het Babylon toe gekom, né? As ons aangaan die volgende keer as ons by mekaar kom, gaan jy sien dat die koning wil toe nie belasting betaal nie, en hy ruk hom op teen koning Nebukadneser se koninkryk, en toe kom looi vir hulle, want hulle was nie onderdanig nie. Het hulle net onderdanig gebly, dan was dit okay, maar hulle was nie. So Nebukadneser was die eerste arend wat gekom het, en hy die eerste sedertjie daarbo het hy afgepluk. En jy sal net nou sien wat het gebeur. Die koning van Egipte was die tweede arend, vers 7. En daar was nog 'n groot arend met groot vlerke, baie vere, en hy het gekom en hy het ook gedoen wat hy wou. Vers 7 en ook in vers 17, want die Here sê, so ook Farao, want die eerste koning was Babel, vers 16, maar so ook Farao nie met hom saamgespan in die oorlog met 'n leer nie. So die tweede arend is die koninkryk. Die eerste arend was die koninkryk van Babylon, tweede arend was die koninkryk van Egipte. Nou raak dit nou baie interessant. Want onthou, die beeld van 'n arend in die Bybel is wanneer 'n koninkryk sterk is en hy oorvleuel 'n land en hy neem dit in met mag en mening, word hy beskou as 'n arend koninkryk. Dit kan jy baie duidelik sien. Ek kan dit vir jou sommer wys in, vat byvoorbeeld Jeremia 48 vers 40. Kom ons kyk net gou na daai vers. Daar staan, want so sê die Here, kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vlerke oor Moab uitsprei. Want hy kom in met 'n vallende leermag, hy val toe soos 'n arend en hy kom op sy prooi af. In hoofstuk 49 sien ons in vers 22. Die een sal opstyg en vlieg soos 'n arend, sy vlerke oor Bosra uitsprei, en hy sal die hart van die helde van Edom sal in die dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is, dit versmelt maar net. So hier kan jy sien die beeld van 'n arend wat praat van 'n koninkryk wat met mag en mening kom oorneem by 'n ander plek. En die Here sê, daar's twee arende. Babylon en Egipte. Nou kom ons by die einde van my boodskap. By 'n baie belangrike ding. En dit is die 3 uitspreitsels. Hierdie mense wat horende doof is en siende blind, hulle moet iets hoor. En hier is die storie. Alles wat ek nou vir jou vertel het, is agtergrond vir wat nou hier gebeur in hoofstuk 17, die raaisel, die enigma.
En hier kom dit nou. So die eerste koning, weet ons uit die geskiedenis uit, was koning Jojagin. Dis nou van hierdie laaste 3, want eintlik met daai laaste 3 was Jojagin en Sedekia. Nou hier kom dit. Kyk mooi in hoofstuk 17 lees ons in vers 4. Hy het die boonste van sy jong takkies afgepluk. En dit het gebeur toe koning Nebukadnesar gekom het en hy het vir Jojagin het hy van sy heerskappy ontneem. Hy was net 3 maande en 10 dae aan die regering. Net 3 maande en 10 dae koning, vat hulle hom af. Toe kom koning Sedekia in sy plek. En hierdie is die tweede uitspruitsel. Dit was, nou kom ek iets vertel van koning Sedekia. Jy het nodig om dit te weet as jy enigiets van Israel se geskiedenis wil weet. If you understand this, dan verstaan jy al klaar baie. Kom ek vra jou 'n vraag. Wie van julle weet, wie was die laaste sittende, regerende koning wat op 'n troon gesit het, ooit, die heel laaste, ooit, in die geskiedenis van Israel, as 'n volk? Wie was die heel laaste koning? Was koning Sedekia. Hier is die storie. Die 10 noordelike koninkryke was al 200 jaar van tevore verwoes. So daai konings, hulle is moeg. 200 jaar na hulle word die laaste koning ontroon, Sedekia. Dis die man wat ons nou gesien het 2 weke terug, toe ek met hulle gepraat het, wat 'n gat in die muur gemaak het en deurgekruip het en gevlug het. Toe vang hulle hom in die vlakte, sy oë uit, nadat hulle eers sy kinders voor hom geslag het. En toe hulle klaar sy kinders voor hom geslag het, toe vat hulle hom blind en hy tot sy dood toe in Babel in 'n tronksel gesit. Dit was koning Sedekia. Hy was 'n koning van Juda. Okay? Was oor die hele volk, want ek bedoel baie van die kinders van die 10 stamme in die noorde het afgekom Jerusalem toe vir veiligheid. So hy is ontroon, hy's weggevoer na Babel, hy het gesterwe in Babel as 'n blinde koning op sy ou dag. Dit het 'n einde gebring aan die konings van Israel. Dis die laaste een. Stuur die Here die profeet Hosea. En Hosea kry 'n woord van die Here, die profeet. En hy sê, die Here sê, Hosea 3 vers 4, die kinders van Israel gaan 'n lang tyd bly sit sonder 'n koning. Tot vandag toe. Dis 2500 jaar later. 2600 jaar later. Sonder 'n vors. Sonder slagoffers, sonder klippilare, sonder efod en huisgode. En dis waar Israel hulle tot vandag toe bevind. Hy het nie 'n koning nie. So die regerende, sittende koning, wat nie meer daar is nie. Wat het geword van die Dawid se lyn? Van die Messias nageslag. Die messiaanse geslag van Dawid. Dis aangrypend. Nou raak dit baie belangrik dat ek en jy die boeke Kronieke in die Bybel het. Want die Kronieke is die geskiedkundige boeke van Israel se nageslagsregister van die 12 stamme. En wil jy glo dat in 1 Kronieke 3 as nakomelinge van Dawid staan hier geskrywe in vers 15 die seuns van Josia wat was voor koning Jojakim, wat was voor koning Joganja, uit die nageslag van hulle uit sy seun was Zerubbabel. Vers 19. Dit is baie aangrypend. Want Zerubbabel
As ons gaan kyk na Esegiel hoofstuk 17, dan staan hier so aan die einde, so sê die Here, dan sal van die verhewe, vers 22, top van die seder, 'n steggie geneem word, en dit insit in die boonste van sy looitjies. Ek sal 'n teerpuntjie afpluk en dit self plant. God sê, wanneer alles afgebreek is, sal ek kom, en ek sal 'n steegie afpluk uit die nageslag van Israel uit. Want die seder stel die volk Israel voor. Ek sal kom, en ek sal 'n takkie afpluk, en ek sal hom plant. Is dit nie interessant, dat die woord Nasarener in jou Bybel, Jesus sal genoem word Nasarener, dat die woord Nasarener, volgens profesie, verskyn in die Ou Testament, maar die Nuwe Testament sê, soos geskryf is, Nasarener genoem word. Is dit nie aangrypend, dat Nasarener, vind jy in Jesaja, hoofstuk 11, en hoofstuk 9, van 'n takkie wat sal uitstomp, uit Isaïe. En daar is jou seder, wat wys na Jesus toe. Is dit nie aangrypend, as ek nou die Nuwe Testament my Bybel oopmaak, nou lees ek hierso in Matteus 1 vers 12, en na die Babyloniese ballingskap, nou dat hulle teruggaan na hulle land toe, want Sedekia was mos die laaste koning, maar terwyl hulle in gevangenskap was, het hulle die geslagsregister bly skrywe, wie volg wie op. Het Jegonja die vader geword van Sealtiel, Sealtiel die vader van Zerubbabel. In die nageslag van Jesus, hier is Zerubbabel. Nou wil jy glo, dat jou Bybel begin in die Nuwe Testament, jou hele Nuwe Testamentiese Bybel, sonder om te kyk in jou Bybel. Die eerste sin in jou Nuwe Testamentiese Bybel, wie weet wat staan daar? Ja, okay, hou nou mooi vas, jy het gesê, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van, hoekom nie eers Abraham nie? Hoekom Dawid? Hoekom nie Abraham nie? Hoekom Dawid? Jou Bybel begin, jou hele Bybel begin so in die Nuwe Testament. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Ander woorde, die seun van die koning. Hy is koning. Die koning het gekom. Die een wat in die plek is van Sedekia, die laaste koning. Die koning het gearriveer. Hy's hier. Die koning is hier. Jesus Christus is sy naam. Dis die heel eerste woorde in jou Nuwe Testament. Die koning, van die koning is dood. Sedekia is dood. Waar is die koning? En hier vind ons, deur die profesie van Esegiel, vertel die Here, ek sal self kom, en ek sal een kom plant in Israel, en hy sal koning wees. So Jesus Christus is waarlik 'n koning. Hy is nie koning omdat God so sê nie. Hy is koning nie net omdat God dit sê nie, maar omdat die skrif vir ons wys, dat God dit vir ons wys. Hy is uit die geslag van Dawid, uit Sedekia, deur Zerubbabel. Daar lê die hele storielyn. Die derde ene, want hy is die derde steegie. Want die Here het gesê, daar's 3 steegies. Ons weet wie die eerste 2 was. Jegonja en Sedekia. Maar die derde een het nooit verskyn nie. Hy het eers gekom 600 jaar later. Die Christus. En weet jy wat is so mooi? Jou Bybel eindig in die laaste bladsy om te sê, don't forget he is the king. Op die laaste bladsy in jou Bybel staan daar, en hy het vir my gesê, ek, vers 16, Openbaring 22, ek is die wortel en die geslag van Dawid, ek Jesus. Jou Bybel eindig in die laaste hoofstuk, die koning is die geslag van Dawid, en hy sal weer kom. In die eerste sin staan daar, hy is uit Dawid uit. It's about the king. Dit gaan oor koning Jesus.
Hy is die koning van alle konings en die Here van alle Here. Hy is die lewende koning, hy is die regerende koning, maar natuurlik, hy het nie sy koningskap nou kom opneem nie. Die Bybel sê hy het eers gegaan na 'n ver land. Hy is terug hemel toe. En op die regte tyd sal hy kom om die koningskap hier op te neem. Want hulle die koning gekruisig. Hulle kon hom koning gemaak het. Maar toe kruisig hulle koning. Maar bo kan die kruis staan daar Jesus Christus. Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. En hulle sê nee. Pontius Pilatus haal dit af. Haal dit af. En Pontius Pilatus sê, wat ek geskryf het ek geskryf. Dit sal staan. En hy was reg. Daar is julle koning. Hulle het ons koning gekruisig. Maar op die 3de dag het hy die dood uit opgestaan. Madeleine het ons vanaand so mooi gelei met die hele span saam om dit te sing. The Stone. As daar al met daai lied. Oh my gosh. Daai lied het my vanaand so gegryp want ek het geweet wat kom. En ek het so my hart op die lied sing. Ek is like, Here. Die koning. Hy is die koning. Ek is die geslag van Dawid. Die blinkmorester. Vanaand kan hy in ons harte regeer as die koning, as ons hom toelaat. En vir hom sê, Here, ons gee vir u die troon van ons hart. Kom, sit op hierdie troon. Kom regeer. Maar Here, kom, Maranatha, kom regeer as koning oor hierdie wêreld. En so die profesie is, die koning sal kom. Sagaria sê, die koning sal kom en hy sal kom regeer. So vriende, ek en jy aanbid 'n ware koning. 'n Ware koning. Koning Jesus. Kom ons gee met 'n lofoffer. Hy is koning. Niemand anders sal op daai troon gaan sit voor hom. Die Sedekia was die laaste. Nou more. Tot vandag toe. Israel sal 'n tempel bou, hulle sal enigiets doen, maar so waar as die Here leef, hulle sal nooit 'n troon oprig en iemand uit die geslag van Dawid op daai troon laat sit nie. Daai plek is gereserveer vir Jesus. Hy is die koning van alle konings wanneer hy kom. Madeleine kom, dat julle kom. Wat ons sing. Hy dink ons moet daai lied opkry, laat ons moet sing. Kom ons bid terwyl hulle gereed maak. Vader, ons wil u loof en prys. Vader, ons wil vir u dankie sê. Jesus, u is die koning. U is 'n ware koning uit die geslag van Dawid uit. En hulle het u gekruisig en u het hemel toe gegaan, maar u kom weer om u koninkryk op te rig. Ons loof en dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Hey.